Amen. Kom ons loof die Here net daar waar jy sit, net vir 'n oomblik. Here, dankie dat U goed is. Dankie dat U gekom het om ons lewens te verander, Here. Dankie dat U inderdaad ons lewens verander het. Dankie dat ons kinders van God is, erfgename, mede-erfgename. En ons eer U daarvoor, Here. Ons wil op die naam van die Here roep en ons wil bid dat die Here ons sal seën. Here, seën ons hier met U teenwoordigheid en ons wil alles oorgee in die hand van die Here. Werk soos U wil in ons hart en in ons lewens. Verander ons, Here. Ons is oop vir die verandering van God en dat die woord van die Here ons sal verander, is ons gebed in Jesus se naam. U kan die sitplek inneem. Die tema van my woord vanoggend is die vrede van Jesus Christus. Nou as ons praat van vrede, die Griekse woord is shalom, dit beteken the nothing missing, the fullness of God. Dis vrede. Die profeet het gesê, julle spreek vrede, maar daar's geen vrede nie. Ek en u kom elke dag met baie mense te doen, wanneer ons loop en wanneer ons mense sien, en vrede is nie waar jy is nie. Ryk mense, arme mense, almal het nie vrede nie, weet julle dit? Het julle al gesien, mense lag, maar hulle lag met hulle mond, maar daar's geen vrede in hulle oë nie. Ken julle sulke mense? Was julle al by 'n plek gewees waar klomp mense is, en dan voel jy eensaam, jy het nie vrede nie. Vrede is net te kry by Jesus Christus. Kan ons sê amen daarop? Ek wil graag gebruik, julle weet ek hou daarvan om baie keer net humor bietjie in te bring, en ek wil ietsie vertel wat ek in hierdie week beleef het met mense, jong manne, en hulle sê vir mekaar, nou wat gaan ek doen, jong ouens wat meisies het mos, hoor net, en die een ou sê vir die ander ou, weet wat, ek dink die beste meisies wat ons kry is kerkmeisies. Hy sê, maar hoekom? Hy sê, nee, weet jy wat, as jy 'n kerkmeisie het en jy verneka, al wat jy doen, jy praat net bietjie, jy bid saam en jy beskuldig die duiwel, hy is die oorsaak van alles en dan's alles weer reg. Is dit so? Dis 'n graap, maar dis ook die waarheid. En dis hoekom ons kinders moet beskerm teen hierdie mense wat verkeerd is. Hulle sê nee, bid, blame the devil, everything is fine. Goed, dis net die grappie. Nou gaan ek begin met die evangelie, die goeie nuus van Jesus te verkondig. Die evangelie wat ek vandag wil verkondig, gaan uit Efesiërs. Ek wil graag net die agtergrond van Efesiërs skryf, gee vir julle. Paulus was in Rome in ballingskap, hy was onder arrest geplaas, en hy was van tevore in Efese, waar hy die evangelie verkondig het. Efese was 'n groot handelsplek, dit was 'n besige stad gewees, baie besig. En hy skryf toe vir hulle, terwyl hy in die tronk was, Efesiërs. So as julle weer Efesiërs lees, dan moet julle besef, dit was Paulus was in die tronk was, en aan die mense van Efesiërs, die Efesiërs geskryf het, maar nie net vir Efesiërs alleen nie. Ek wil vir julle sê, ek wil vir julle lees hierso, vir wie is dit? Vir wie is hierdie boodskap van Efesiërs? Efesiërs 1, vers 1 lees ons, daar staan geskrywe Paulus, dis hy wat die brief skryf, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en dan die laaste, en die gelowiges in Jesus Christus. So hierdie boodskap is vir die gelowiges in Jesus Christus. Wie is die gelowiges in Jesus Christus? Dis ons, ek en u. So Paulus skryf van ons 'n boodskap, en hy verduidelik ons. Ek wil, as jy 'n kans kry, wil ek graag laat lees weer Efesiërs 2. Lees alles, ek het net 4 versies wat ek vandag wil met julle bespreek. In Efesiërs 2 vers 1, die eerste gedeelte wat Paulus aan hulle skryf, een van die gedeeltes. En terwyl het hy ook daar, julle moet lees daar die gebed wat hy vir die Efesiërs mense gebid het. Maar Efesiërs 2 vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes.
Toe Adam en Eva, dit is, Paulus verstaan dit en ons moet dit verstaan. Baie mense het my al gevra, maar pastoor, hoekom het die Here dan gesê, as julle van hierdie eet, gaan julle doodgaan? Maar hulle het dan nie doodgegaan, hulle het nog 900 jaar verder gelewe, Adam en Eva, dink ek sê die Bybel. Wanneer hy sê, julle dood as gevolg van die sonde en die misdade. Die dood is nie 'n fisiese dood nie. Dit is 'n dood dat jy afgeskei van God is. Jy het geen vrede nie, dit is die dood wat en Paulus het dit verstaan, dis hoekom hy vir hulle geskryf is. En julle wat voorheen dood was deur die misdade en die sondes, voor ek God ontmoet het, was ek eintlik dood. Weet julle dit? Mense wat die Here nie ken nie, is eintlik dooie mense. Hulle lewe, maar hulle het nie vrede nie en hulle is eintlik dood. En dit is wat gebeur wanneer jy Jesus aanneem as jy saligmaker en jy verlosser en dan word jy lewendig, dan is jy 'n ander mens. En die Bybel, in Efesiërs staan dit ook, jy's 'n nuwe skepsel. En in Efesiërs bid die Here gebid Paulus vir hulle en hy sê Here, dat hulle geopende oë kan kry, dat hulle verstand verhelder word, dat hulle lewendig kan word. Ons moet nie kwaad wees vir mense wat ons sien, wat loop in vloek en verslaaf is en alles nie. Ons moet weet dat hulle dood is. En dit is die werk van u en my. Enrico het laas Sondag gepraat oor die lig. Ons is die lig en die kerk is die lig. Ek gaan dit daar byvoeg by die woord wat ek vanoggend in my hart het om met julle te bespreek. So Paulus, hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Die wêreld is vol van verdeeldheid. Ons sien dit, ons sien dit. Van ras, van kultuur, van sosiale klas, van politiek en selfs van godsdienst. Daar's groot skeiery en bekleiery oor godsdienst. En ek wil ook vir julle sê, my gemeente, my mense vir wie ek baie lief is, en God is ook lief vir julle. Julle moet baie versigtig wees, want daar's baie soorte goed wat gepraat word. Die laaste wat ek gehoor het, iemand het my gevra daaroor, mense wat sê, as jy sê amen, dan is dit eintlik 'n duiwelse ding wat jy aanbid. Nou dit is nie so nie. Amen beteken, dit mag dit so wees, dit staan oral in die Bybel. En daar is 'n Egiptiese god met die naam van Amun. En hulle, die Egiptenare, daai god aanbid. Dit is Amun, Ra-Amun, God van die Egiptenare. Nou kom mense en hulle sê vir ons Christene, nee, maar as jy sê amen, dan aanbid jy die Amun God. Dit is nie so nie, kinders van die Here, moenie verlei word deur allerlei goed nie, ek dwaal nie af nie, ek het dit nou net in gedagte gehad, dat iemand my daaroor gevra het. Amun was 'n Egiptiese god, Egiptenare het baie gode, en een van hulle was Amun. So wanneer ons bid en ons sê amen, dan sê ons, mag dit so wees. Nie Amun, die Egiptiese god nie. Dis maar net, ek weet nie, dit is net om vir julle te sê, ons moenie deur dwaalleringe weggevat word van die Here af nie. In Paulus se tyd was die grootste probleem gewees, of een van die grootste probleme, was dit skeiding tussen Jood en heiden. En dit was in Efesiërs 2 wys dat Jesus nie net individueer het nie, maar ook verhoudings en gemeenskappe herstel. Jesus het gekom om verhoudings en gemeenskappe te herstel. Dis hoekom hy gekom het. Ek het spesiaal hierdie tafel daar by die kruis gaan sit vanoggend, en dankie vir die tafel, om dit te bevestig. En dit is hoekom Jesus gekom het. En hy wys dat hy het gekom vir verhoudings en gemeenskappe. Christus breek die muur van skeiding. Is hy wat dit doen. Ek wil vers 14, kom ek lees vir julle vanaf vers 13. Dis die gedeelte waaroor ek wil praat vanoggend met my en met julle. Vanaf vers 13, wat sê Paulus? Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Jesus. Paulus het gesê, net in 'n rukkie voorheen vir hulle gesê, dat ons is gered deur genade, en nie deur werke nie, deur geloof. Genade is dit wat ons gered het, maar wat het ons gered?
Nou in Christus is julle wat vroeër ver was, dis ons, naby deur die bloed van Christus, vers 14, want hy is ons vrede. Die tema is mos Christus is ons vrede. Dit kom van vers 14 af in Efesiërs 2, want hy, Christus is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middeldeur van skeiding afgebreek het. Hier praat Paulus van dat hy albei een gemaak het, Jood en hulle noem mos pagans, een gemaak het. Hy het die muur afgebreek, die muur van skeiding. En hoe het hy dit gedoen? Aan die kruis. Toe Jesus aan die kruis gesterf het hy gesê, Tetelestai, ek het klaar betaal, en op daardie oomblik het dit donker geword en die muur van skeiding. Die van julle wat die Joodse geskiedenis ken, daar is 'n sekere nie Jode kan tot op 'n plek gaan, en daar waar die allerheiligste en die heiligste is, die heiligste het die priester alleen een keer 'n jaar kon ingaan. En toe Jesus gesterf het, is daai skeiding, daai gordyn geskeur. En dit gee vir ons almal toegang tot God. Dit is nie nodig dat ek met iemand toe gaan nie. Elkeen van julle het vrye toegang tot God deur die muur van skeiding wat geskei is aan die kruis. Vers 15, nadat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Jesus het in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens geskep het. Dit was die doel van Christus hier op die aarde. Christus breek die muur van skeiding. Hy is die vrede. Hy het die middeldeur van skeiding afgebreek. Wat is die waarheid oor hierdie dinge? Jesus self is nie net 'n boodskapper van vrede nie, hy is vrede. Jesus is nie die boodskapper van vrede nie, Jesus self is vrede. Die muur beteken dit wat skeiding gemaak het tussen u en my. Spesiale en godsdienstige skeiding tussen Jood en heiden. Simbolies alles wat mense van mekaar vervreem. Dinge wat mense van mekaar vervreem. Christus breek vandag nog mure af. Voorveroordeling, rasisme, trots, vyandskappe in families en kerke. Vyandskappe van families en kerke kom deur die onvrede wat gebeur in mense se lewens. Ek kan oor hierdie goeders getuig. Dit is God, Jesus, wat nie die boodskapper nie, hy is die vrede. Wanneer Jesus in jou hart inkom, dan kan jy vrede maak en jy kan in vrede lewe met ander mense, jou buurmense en alle. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede met jou verstand is baie moeilik om uit te werk, maar as jy die vrede het wat alle verstand te bowe gaan, die vrede van God is bokant jou verstand. Hoor julle wat ek sê? Die Bybel sê wanneer jy in 'n taal spreek, jou verstand staan stil, maar jou gees spreek verborgenheid aan God. Vrede is net tydelik. Jy maak vrede nou met iemand in môre, maar die vrede wat alle verstand te bowe gaan, dit kom van God af. Jesus maak dit in ons harte. En Jesus gee dit vir ons. En die voorveroordeling, ek hoor baie keer by mense, nee, maar ek is nie welkom by daai kerk nie, want ek het nie mooi klere nie. Baie keer is daai mense ook maar net verkeerd, hulle soek maar net 'n rede om die kerk toe te kan nie. Maar ek weet by ons kyk nie mense uit nie. As iemand hier is wat sê hy's uitgekyk deur iemand, dan kom hy na my toe, en ek sal vir hom sê, ons kerk, ek is lankal by die kerk, ons kyk nie mense uit as hulle nie mooi klere het nie. Ons het vrede in ons hart en ons verkondig Jesus. Ons verkondig, Christus breek vandag nog dit. Hierdie goedes word deur Jesus gebreek. Trotsheid, ek is beter as jy en jy's beter deur ander. Die duiwel gebruik al hierdie goeders om ons vrede te steel eintlik, inteendeel. Christus skep 'n nuwe mensheid. Vers 15 staan daar geskrywe, ons het dit gelees, ek lees dit net weer. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself in een nuwe mens skep. Die gebooie, daar is sistematiese wette,
daar's wette van jy mag nie vark eet nie en al daai goeters, maar ons kan nie wetteloos wees wanneer ons die vrede van God in ons hart het nie. Ek kan nie sê ek is nou vry, ek kan maak net wat ek wil nie. Dit is belangrik, ons moet dit weet, kinders van die Here. Christus skep 'n nuwe mensheid. Eintlik skep hy 'n nuwe mensheid, want die Bybel sê daar, ek is 'n nuwe skepsel, ek is nie meer dieselfde Henry nie, ek het verander, want God se Gees het binne my ingekom. Ons, om uit twee een nuwe mens te skep, dit is wat Paulus van praat. Jesus maak nie net die ou verhouding beter nie, hy skep iets nuuts. Jesus maak nie net die ou verhoudings beter nie, hy skep iets nuuts. Wanneer daar 'n probleem is in jou huwelik, en wanneer om die ou verhouding beter te maak, huweliksprobleme om die ou verhouding beter te maak, gaan nie help nie, want jou vrou gaan nou die dag weer sê, maar onthou jy daai dag toe jy dit gedoen het, en die en daai, en die vrede kan nie wees nie. God skep iets nuuts, 'n nuwe ding. Dus ek het 'n nuwe man en ek het 'n nuwe vrou, wanneer mense weer by mekaar kom na al hierdie dinge. Dis nie net om te bid en te sê, wel, dit was die duiwel nie. Nee, dis baie dieper dit. Die vrede van God moet in ons hart wees. Die vrede van God moet in ons hart wees en vir mekaar. Jesus maak nie net ou verhoudings, hy skep 'n nuwe iets, 'n nuwe ding in ons harte en in ons lewens. Ons kan nie weer terugkyk nie, dis hoekom die woord sê, hy wat hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is nie werd vir die koninkryk van God nie. Wanneer jy 'n nuwe mens is, kan jy nie weer terugkyk na die ou ding nie. Die ou ding is verby, kan ons sê amen daarop. En ek het al oor hierdie goeie gepraat. En die duiwel is baie lus om altyd ou dinge uit te haal. Ja, maar daai dag, ja, maar dit, ja, maar dit. Nee, Jesus het 'n nuwe ding geskep. Hy is die vrede, die stelsel van wette en identiteite wat mense verdeel het. Wat gee Jesus? Wat het hy verwyder? 'n nuwe identiteit in Christus. In Christus is ons eerste identiteit. Christus is my en jou, is ons eerste identiteit. Nie ons nasionaliteit nie, nie ons kultuur nie, nie ons agtergrond nie. Ons identiteit is kind van God. Kind van God. Dis wat ek is en dit wat u is. Ons is kinders van God. Ek, my nasionaliteit, my kultuur, my agtergrond, ek is 'n Suid-Afrikaner, al is my naam Henry Albert John Sinclair, ek kan nie Engels praat nie, ek het groot geword in 'n gemeenskap van Afrikaans. Ek hou van Afrikaans, dis hoekom ek Afrikaans is. Ek is lief vir my mense, ek is lief vir boere, ek is so en dit, maar dit is nie my belangrikste identiteit nie. My belangrikste identiteit is kind van God. My identiteit is kind van God. En ek kan nie anders doen, my kultuur is so. Ek het al gedink om na Amerika toe te gaan, want ek sien baie mense gaan na Amerika toe. As ek Amerika toe gaan, dan bly ek nog 'n kind van God. Maar ek voel nie om Amerika toe te gaan nie. Ek voel tuis hierso, ek voel tuis hierso tussen my mense, hier waar ek Afrikaans praat, hier waar ek is, hier waar ons braaivleis hou en dinge doen. Maar dis nie my belangrikste nie. My belangrikste is kind van God. En as jy kind van God is, kan jy jou identiteit uitlewe en moet jy dit uitlewe oral waar jy gaan. Tussen Engelse mense, tussen Afrikaanse mense, tussen almal. En dit is my identiteit. En ons moet altyd weet, die belangrikste van my en van jou, kind van God. Christus versoen deur die kruis, vers 16. Ons albei in een liggaam met God versoen het, deur die kruis. Die kruis is die middelpunt van ons geloof in dit is waar die dinge verander het aan die kruis. Kruis het 2 versoenings gedoen. Mens met God. Mens met God is versoen aan die kruis deur Jesus, wat sy lewe gegee het, sy bloed gestort het vir my en vir jou. En ook mens met mens. As jy 'n goeie verhouding met ander mense wil hê, moet jy eers 'n goeie verhouding met God hê. Amen. Mense wat nie 'n goeie verhouding met God het nie, is mense wat sukkel om met ander mense goeie verhoudings te hê. Julle moet mooi hoor wat die pastoor vanoggend sê. As jy probleme het met mense, kry jy 'n verhouding met God reg en dan kry jy 'n verhouding met ander mense ook reg, met die mense rondom jou. Amen. Dit is so.
Dit is wat God gedoen het aan die kruis, deur sy seun Jesus. Onversoende harte teenoor ander mense wys dikwels op 'n dieper geestelike behoefte aan versoening met God. Ek wil dit weer lees. Onversoenlike harte teenoor ander mense wys dikwels op 'n dieper geestelike behoefte aan versoening met God. As jy versoen is met God, dan kan jy makliker versoen met ander mense. Ek kom uit 'n familie uit wat ek vandag kan sê, en ek praat oor as daar probleme is in jou familie, met jou vrou en jou kinders en alles, versoen met God. En daai probleme sal alles opgelos word. Dit is die versoening eerste. Jesus is die versoener. Hy is die een wat mense bymekaar bring aan die kruis. Ek het eintlik amper klaar gepraat, kan julle glo? Op grond van Efesiërs 2 vers 14 tot 16 kan ons baie duidelik sien wat die kerk is en wat haar doel of funksie is. As ons hierdie gedeelte wat ek nou gelees het ter harte neem, dan sien ons ook die doel van die kerk. Wat is die doel van die kerk? Die kerk is die lig. En wie is die kerk? Baie mense vra maar, wat is die kerk en wie is die kerk? Die kerk is die nuwe mensheid in Christus. Efesiërs 2 vers 15 sê, Jesus skep uit Jood en heiden, 'n nuwe mens. Dit beteken, die kerk is nie net 'n blote organisasie of 'n denominasie nie. Die kerk is nie net 'n organisasie of 'n denominasie nie. Dit is mense, die mense kom van alle agtergronde af. Die duiwel wil altyd ook bekleierery maak tussen kerke. Hoekom beklei kerke? Nee, jy het meer mense as ek, en jy het meer mense as ek. Nee, kinders van die Here, dit werk nie so nie. Ek is dankbaar bly vir elke kerk in hierdie omgewing wat goed gaan. En ek bid vir die kerke. Saterdagoggend as ons hier kom, dan bid ons vir elke kerk, vir elke dominee, vir elke pastoor. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie kan hy versluit. En hy wil probleme maak in my en jou verhouding, en kerkeverhouding. Ek weet nie, ek wil uit my hart net vir julle ietsie sê. In hierdie week of in die week verlede, daar altyd as jy op die nuus kyk, en dan sien jy nou maar die pastoor het nou dit gemaak, en daai pastoor het nou dit gemaak. Ek wil vra, ek weet julle bid vir my, maar ek het 'n goeie verhouding met my vrou, en ek is nie skaam om dit te sê nie, en dis nie fake nie, dis regtig so. Ek dink is laas week, het een van my vriende vir my, of ek het by iemand gehoor, 'n vriend, 'n pastoor, een van my broers, een wat ek saam in die teologiese college was, dat hy het 'n verhouding met 'n ander vrou gehad, is nou 18 maande, daar's nou hofsaake of kerksake en al daai goeters. Wie ly skade? Hy ly skade, sy familie ly skade, die kerk ly skade. Die duiwel wil steel en slag en vernietig. En dit is belangrik vir ons, en nou sê hulle mos altyd, julle weet, van die groot predikers, daar kom nou stories uit, die ou het met die ou 'n verhouding gehad, en al daai, en dan skeer die kerk. Dan sê mense, ek wil nie meer kerk toe gaan nie, want daai pastoor het nou so gemaak, en daai pastoor het nou so gemaak. Dit is as gevolg van die verhouding met God. Ek is 'n kind van God. En dan bly ek weg van dinge wat ek nie, julle moet weet, die duiwel is baie subtiel. Die woord van die Here sê, hy kom as 'n engel van die lig. Die duiwel gaan nie in 'n vrou kom wat lelik is, met 'n kierie, en sê, hoorie, nee, die duiwel se vrouens is mooi vrouens. Die Jesus se vrouens is mooier. Hoor wat ek sê, ek wil net my reg maak, ek wil net sê, want daar is mense wat, ek weet nie, die swakheid in baie mense, maar as jy verhouding met God reg is, ek hoop julle het mooi gehoor wat ek gesê het, as jy verhouding met God reg is, dan sal jou verhouding met jou vrou en jou familie reg wees. Werk aan dit. Die kerk is 'n nuwe menslikheid in Christus. In Efesiërs 2 vers 15 sê Jesus skep uit 2 Jood en 1 mens. Dit beteken die kerk is nie blote organisasie
of is 'n denominasie nie. Dit is mense uit alle agtergronde wat in Christus een nuwe familie geword het. Dis die kerk. Mense van verskillende agtergronde, ryk mense, arme mense, slim mense, dom mense. Nee, daar's nie een dom Christen mens op hierdie aarde nie. Kinders van God is almal wys, want God gee vir hulle wysheid. Die kerk is mense wat in Christus met God versoen is en daarom ook met mekaar verenig is. Die kerk is mense wat met Christus versoen is en daarom ook deur mekaar verenig is. Ek persoonlik sê vir julle in my lewe, nee, ek sal enige iets doen, want die woord van die Here sê, waar daar eenheid is, daar beveel God sy seëninge. En ek persoonlik self, dit beloof ek vir julle hier vandag, dat ek sal enige iets doen om vrede te maak, want ek soek die seëninge van die Here. Wanneer daar onmin is, dan moet julle weet, dit is mos so, as die woord van die Here sê, where there is unity, God commands his blessing. Die teendeel is ook anderste, as daar nie eenheid is nie, dan gaan die seëninge van die Here nie kom nie. Amen. So wat is ek en u bereid om te doen, om die seëninge van die Here te kom? Ons almal is nie baie lief vir almal nie, ek weet nie hoekom is ons so gemaak nie. Maar terwille van God, is ek bereid om met enige een, dis nie nodig om hand op die blaas te wees met almal nie, maar jy moet vrede maak en dan kom die seëninge van die Here. Dit is so. In elke kerk waar skering gekom het, is daar onmin was onder mekaar. En dit begin by die bestuur. Wanneer daar onmin by die bestuur is, dan kom daar probleme. God versoen en daarom word ons verenig. Die kerk is die liggaam van Christus. Efesiërs 2 vers 16 sê, een liggaam. Dit beteken Christus is die hoof. Gelowiges is die lede van die liggaam. Christus is die hoof. My identiteit is, ek is 'n kind van God. En gelowiges is die lede van die liggaam. Die kerk is 'n liggaam. En ons gelowiges, ons is lede van die liggaam van Jesus. Ons is deel van dit, ons is deel van die kerk. En ek is in Christus, dis wat die woord sê, sodat hy uit twee een nuwe mens geskep het. Die kerk is nie net 'n gebou nie, kinders van die Here, of 'n denominasie is nie, net 'n groep godsdienstige mense nie. Nee, die kerk is 'n nuwe skepping van Christus. Mense uit alle agtergronde en ons eerste identiteit is nie kultuur of geskiedenis nie. Nee, ons eerste tyd is kind van God. En ek is in Christus, sê die woord van die Here. Die kerk is die liggaam van Christus. Een liggaam. Dit beteken Christus is die hoof. Gelowiges verbind aan mekaar en elke lid is belangrik. Die kerk is nie 'n los individu nie, maar 'n lewende liggaam met een lewe, Christus self. Die kerk, elke lid in die kerk is belangrik. Soos Paulus ooit gesê het, kan ek dan vir die oog sê, omdat ek nie hoor nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Nee, elkeen van ons is deel van die liggaam van Christus. Elkeen van ons. Die kerk is 'n versoenende familie. As ek en u, dit is belangrik, ek is so dankbaar bly dat hier by die kerk welsyn is, wat mense is wat nie kos het nie, wat die kerk hulle voorsien. Dankie vir die welsyn mense. Dankie vir die mense wat kom en die klank mooi maak. Dankie vir elkeen het 'n rol. Die kerk is die liggaam en elkeen het 'n rol om te speel. Die kerk is 'n versoenende liggaam. En wie maak vrede? Vers 16 sê, en Jesus maak vrede. Daarom die kerk behoort 'n plek van herstel te wees. Die kerk moet 'n plek van herstel wees. As jou kar stikkend is, dan vat jy hom na 'n mechanic toe. Jy kry backyard mechanics wat jou kar nog verder baie keer nie regmaak nie. En baie kerke, dis net so wat ek nou, baie kerke is ook so. Jy gaan daar, jy soek herstel, maar eintlik word jy nog verder beseer. Jo, waar kry ek hierdie woorde nou vandaan? Die kerk is 'n plek van herstel. So julle moet weet, as iemand hiernatoe kom, dan moet die kerk, die liggaam, ons almal saam, moet vir daardie persoon help om te versoen
en te herstel. Nie 'n plek van verdeeldheid nie. Waar Christus regeer, verdwyn vyandskap. Die kerk is nie 'n plek van verdeeldheid nie. Ons kan nie met mekaar beklei oor klein dingetjies en groot dingetjies nie. In die tyd wat ek hier was, dis vir my verstommend hoe baie mense uit die kerk uitgaan. Die man het my nie gegroet nie. Nou is ek kwaad. Die een het nie dit nie en daai een het nie dit nie. As jy kwaad is en sê ek het jou nie gegroet nie, 'n goeie pastoor, 'n ou pastoor wat al lank al by die Here is, het altyd vir die mense by sy kerk gesê, as jy sê ek het jou nie gegroet nie, dan moet jy sê ek het na jou toe gegaan pastoor en gesê hallo pastoor, ek het my hand uitgesteek en ek het jou hand weggeklap. Dan kan jy sê ek is baie die mekaar. Ek kyk en ek dink goed en dan ek het al mense al my gesê ja, ek het jou daar gesien by die Boompiepad, jy het my nie gegroet nie. Dan sê ek het daar gery. Maar ek het jou nie gegroet omdat ek nie wou nie. Ek het gegroet omdat ek aan ander dinge gedink het. Ek is op pad hiernatoe en daarnatoe. Nou deur my mekaarheid, nou wil jy nie kerk toe kom nie. Nee, kind van die Here, man, ons is mos nie so nie. Ons is mos lief vir mekaar. Julle verstaan mekaar, ons verstaan mekaar, ons is lief vir mekaar. Ek onthou by die college toe ek daar was 'n vroutjie wat een dag toe sien ek maar of die ander eintlik nie ek so seer nie. Sien sy wil nie met die mense eintlik praat nie en die en daai. En na 'n week omtrent of 2, toe gaan een van die ouens na haar toe en sê hoorie Christel, ek sien die laaste tyd wil jy met ons praat nie, jy ignore ons en alles. Wat gaan aan met jou? Sy sê weet julle wat nê? My bril is weg en ek kan julle nie mooi gesien het nie. Dit is hoekom ek nou so was. Dis nie omdat ek kwaad was nie, ek kon nie mooi sien nie. Maar volgende week gaan ek my bril kry, dan sal ek weer die ou herstel, dan gaan ek julle groet en so. Die kerk is 'n plek van herstel. En as jou bril weg is, dan moet jy net vir die mense sê, sorry, my bril is weg, ek kan jou nie mooi sien nie. Ons moet lief wees vir mekaar, regtig. Ek is lief vir elkeen van julle en ek sien ook liefde. En die woord van die Here sê in Johannes, waar daar liefde onder mekaar is, daar sal hulle weet dat julle kinders van God is. En ons kan mekaar se oë sien wanneer dinge nie reg is nie. Dan kan jy met mense praat, dan kan jy herstel word. En die kerk is die plek waar jy moet herstel word. As jy probleme het, dan moet jy die kerk toe kom, want Jesus maak die vrede. Die kerk behoort 'n plek van herstel te wees, waar Christus regeer, verdwyn vyandskap. Wat is die doel van die kerk? Om versoening met God te verkondig. Wat ek vanoggend hier doen, soos die Bybel sê, ek verkondig versoening met God. Ons moet versoen met God. Deur die kruis versoen ons met God. Vers 16 sê dit. Vers 16. Ek wil net weer vers 16 vir julle lees. En albei in een liggaam met God versoen het deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Die vyandskap tussen mense is doodgemaak aan die kruis. Die hoofmissie van die kerk is verkondig die evangelie, die goeie nuus van Jesus, lei mense tot redding en Christus. Die kerk bestaan omdat die wêreld versoening met God nodig het. Dis hoekom die kerk bestaan, omdat mense dit nodig het. Elkeen van u en die mense daar buitekant, jou vriende en jou nie vriende nie, jou almal het versoening met God nodig en dis hoekom die kerk bestaan. Dis hoekom ons hier is. Ons moet die evangelie verkondig, ons moet mense na redding toe lei, om versoening tussen mense te leef. Hy het die middeldeur van skeiding afgebreek, en die kerk wys op wat? Die kerk wys op versoening is moontlik. Vyandskap kan genees, mense kan mekaar vergewe. Die kerk is bedoel om lewende voorbeeld van vrede te wees. Versoening is moontlik, daar is altyd moontlik vir versoening. Baie keer is daar net 'n klein dingetjie wat 'n verskil maak. Die vyandskap kan genees word deur jou verhouding met God, deur dit te verkondig. Mense kan mekaar vergewe. Ons kan mekaar vergewe. Baie keer het ek al gesien wat mense kwaad is vir mekaar. Dan sê die een ek wil graag na hom toe gaan om te praat. Dan
En as jy gaan na daai persoon toe, dan sê jy, weet, ek het ook al gedink om met jou te praat, want God wil versoening hê. En ons as kerk moet versoening verkondig en ons moet dit uitleef in ons lewe. En vyandskap kan genees word. Ek sê altyd, daar is geen probleem wat nie opgelos word nie. Kan julle my saamstem? Weet julle van enige probleem wat julle het wat nie opgelos kan word nie? Daar is niks. God los dinge op. Baie jare terug het ek en my familie ook probleme gehad. God het dit opgelos. Ek het dit al in hierdie kerk gesê, dink ek hoop ek het dit gesê. Ek het geprobeer. Ek gaan koop vleis. Wors, sê, kom julle, kom praat hier. Julle weet, daai wors was nie eens gaar nie, toe hulle opgeruk en in die kerk, in die kar geklim, daar gaat hulle. Ek is kwaad vir die een en vir daai een. Toe ek los om vleis te gaan koop en wors, toe ek in my binnekamer gaan en vir God vra, Here, ek het nodig, ons het nodig om te versoen. Doet God die versoening bewerkstellig. Sonder vleis, sonder chops, sonder niks. Hy het dit self gedoen. So dis nie eintlik regtig nodig. Die vleis koop, dis geldmors. Vra vir die Here, hy maak versoening. As daar mense hier is wat in onmin leef met mekaar, versoen. Nie, jy kan nie versoen nie. Ek kan nie. Die Here kan dit verdoen. Versoen. En dit is waarvoor die kruis daarvoor is, vir versoening. Om 'n nuwe mensheid te demonstreer. Vers 15, 'n nuwe mens. Die kerk wys 'n nuwe manier van lewe en 'n nuwe waardestelsel. Dis wat die kerk wys, 'n nuwe manier van lewe, 'n nuwe waardestelsel, 'n nuwe denke. Dis wat Romeine 12 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar verander julle gemoed deur julle denke te verander. Die wêreld moet in die kerk sien, so lyk mense wat deur Christus verander is. Die wêreld moet in die kerk sien, so lyk mense wat deur Christus verander is. My ma was kwaad vir my toe ek gesê die dag ek gaan my laat doop. Toe sê sy my slegste kind. 2 jaar later, toe kom sy na my toe, my beste kind. Ek het gesien dat die kerk, Jesus, jou doop, jou verander het. Sy kon dit nie miskyk nie. Wanneer jy verander kind van die Here, kan geen mens dit miskyk nie. Hulle moet dit raak sien. En dan sal hulle sê, so lyk mense wat deur Christus verander is. Elkeen van julle wat hier sit, het al verander. In die kort tyd wat party van julle is, kan ek sien hoe mense verander het. Ek kan sien hoe mense verander, ek sien dit in hulle oë, ek sien hulle deur hulle optrede, ek sien hoe praat hulle met ander mense. God verander ons, en hy wil ons verander, nog steeds verander. Die wêreld moet sien hoe Christus ons verander het, om Christus se liggaam op die aarde te wees. Dis die doel ook van die kerk. Die kerk is nie net vir aanbidding nie, maar vir werking. Dit is goed om te aanbid. Die aanbidding Saterdagoggend se gebede hierso word verhoor. Dit is goed om te aanbid. Maar die kerk is daar ook vir werking. Hande wat help, voete wat gaan, mond wat getuig, hart wat liefhet. Dis die kerk. Ek wil dit weer lees. Klink sou vir my ook mooi wat ek geskryf het hierso. Die kerk is hande wat help, voete wat gaan, mond wat getuig en hart wat liefhet. Dis die kerk van Jesus. En dis wat ek bid dat ons kerk moet wees, altyd moet wees, so moet wees. Dankie vir die kerk. Dankie vir Jesus wat dit moontlik gemaak het. Die kruis is die middelpunt van die kerk. Deur die kruis, vers 16. Alles draai om die kruis. Daar word vrede gemaak met God. Daar word vrede gemaak met mense. En daar word 'n nuwe mens geskep. Sonder die kruis is daar geen kerk nie. Die kerk, die kruis is die middelpunt. En daar draai dinge by die kruis. Vrede gemaak tussen mense, nuwe mense geskep. En die uitdaging is, wat van jouself? Het jy vrede gemaak? Het jy vrede gemaak met God? Het jy vrede gemaak met jou naaste? Het jy vrede gemaak met mense wat rondom jou is? En ek het klaar gepreek, maar nou is die belangrikste ding, dis vandag nagmaal.
En ons gaan nagmaal gebruik en ek gaan vra vir die mense wat gereël het om na vorentoe te kom, dat ons 'n seël sit op hierdie woord. Christus is ons vrede. Christus is ons vrede deur die kruis van Jesus Christus. Die woord van die Here sê, en Jesus 1, 2, 3, Bas 4, dankie. Kom ons sluit net ons oë oomblik. Here, dankie vir die woord. Ek bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Ek bid dat U in elkeen van ons harte sal werk in die naam van Jesus. Ek bid dat U vir ons sal help, dat ons 'n kerk sal wees waar U op trots is. 'n Kerk wat hande het wat help, wat harte het wat hoor. Dankie dat ons deel van hierdie kerk kan wees. Ek wil bid vir elkeen wat hier sit in hierdie kerk en ek bid dat U hulle sal seën. Dankie dat U persoonlik hulle hiernatoe gestuur het met 'n spesifieke doel en daardie doel in hulle lewens sal uitgelewe word in die naam van Jesus. Amen en amen. In Korintiërs het Jesus